Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. En dis in Afrikaans. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek van Suid-Afrikaanse belasting of 'n onlandse ontwikkeling. En ek probeer my bes om dit in die tyd te doen wat jy nodig het om vir jouself 'n lekker koppie koffie te maak as jy 'n ruskans van werk nodig het. Vandag kyk ons na artikel 24C van die Inkomstebelastingwet. Nou, artikel 24C is 'n bepaling wat SARS nogal redelik in detail na kyk wanneer hulle audits en ondersoeke doen. En in my ervaring is dit een van die areas waar daar nogal redelik aanpassings ook gedoen word aan belastingaanslae. 24C, alhoewel dit op die oog af na 'n baie eenvoudige bepaling lyk, is eintlik nogal 'n redelike komplekse aspek van die wetgewing en daar's heelwat elemente om te oorweeg en daar's ook heelwat regspraak rondom hierdie artikel. Nou, ons gaan nie noodwendig na al die aspekte van artikel 24C vandag kan kyk nie, maar dit waarop ek wil fokus is die skakeling tussen artikel 24C en die rekeningkundige hantering van die transaksie. So kom ons vat eers 'n stapie terug en ons gaan kyk net weer na die konsep van artikel 24C. So as ons gaan kyk na die titel van die bepaling, die titel hiervan is dis 'n toelaag vir toekomstige onkostes in terme van kontrakte aangegaan. So dit sê vir ons dit handel met 'n aftrekking in die eerste plek met 'n toelaag en die aftrekking wat beskikbaar is 'n afwyking van die normale beginsel dat mens reeds die koste moes aangegaan gehad het om die aftrekking te kan eis. So dit is 'n toelaag of 'n aftrekking vir kostes wat jy nog in die toekoms eers sal aangaan. As ons dan 'n bietjie aanbeweeg na die wetgewing self, die kern van artikel 24C sit in artikel 24C subartikel 2, en dit sê dat die belastingpligtige moes 'n bedrag ontvang het of daar moes 'n bedrag toegeval het aan die belastingpligtige in terme van 'n ooreenkoms, 'n kontrak. Hierdie bedrag moes in die belastingpligtige se inkomste vir jaar ingesluit gewees het, so met ander woorde die persoon moes belas gewees het op daai bedrag. En ek dink as ons na die inkomste element van artikel 24C2 kyk, dan is dit interessant om dalk te sien dat daar is geen verwysing of melding na hoe is hierdie bedrag vir rekeningkundige doeleindes hanteer nie. Wat baie kere die punt van bespreking is wanneer SARS 'n bietjie dieper hierna begin kyk. Ek gaan net nou terugkeer na hierdie rekeningkundige hantering. Goed, die volgende vereiste van artikel 24C2, so ons het die inkomste vereiste wat die persoon 'n bedrag inkomste moes ingesluit het by sy belasbare inkomste. Die volgende element is dat hierdie inkomste moet gebruik word of ten volle of gedeeltelik om toekomstige onkostes te finansier wat die belastingpligtige in terme van sy verpligtinge onder hierdie ooreenkoms moet aangaan. So prakties wat dit dan beteken, is daar's 'n paar goed wat 'n mens sal moet gaan oorweeg. Een is, jy sal moet gaan oorweeg wat is die verpligtinge van die belastingpligtige in terme van die kontrak. Tweedens moet ons dan gaan oorweeg vir hierdie verpligtinge wat ons nou net identifiseer het, wat is die onkostes wat die belastingbetaler sal moet aangaan. En my ervaring is belastingpligtiges is nogal goed daarmee om hierdie verpligtinge en die kostes te kan identifiseer. Waar die gesprekke en die debat baie kere gebeur, is dat hierdie kostes wat ons nou identifiseer het, kwalifiseer slegs vir die 24C toelaag, as dit deur die inkomste wat reeds ontvang is, befonds gaan word. So, as ons dit miskien net andersom kan stel, jy kan nie 'n 24C toelaag kry vir kostes wat deur toekomstige inkomste nog befonds sal word, of uit 'n ander bron as die inkomste wat jy reeds ontvang het befonds sal word. En ek dink dis dan ook op hierdie punt waar die oorvleeling met rekeningkunde moontlik gebeur. So as ons gaan kyk na wat presies uit 'n rekeningkundige oogpunt sal ons as inkomste vooruit ontvang gaan herken. En ek gaan nou maar verwys na die beginsels in IFRS 15, die rekeningkundige standpunt wat handel oor inkomsteerkenning, maar die beginsel is dieselfde in byvoorbeeld IFRS vir SMEs. So vooruit ontvange inkomste is
as mens dit sou gaan vereenvoudig, dis regtig die inkomste wat ontvang is, maar nog nie verdien is nie. So as ons dit in IFRS 15 terme sou gaan stel, dit is die inkomste waar die entiteit nog nie aan die verpligtinge gaan voldoen het om die inkomste te kan verdien nie. En ek dink dis waar ons die oorvleeling met artikel 24C begin sien. So dis nie 'n perfekte oorvleeling of korrelasie nie, en soos ek genoem het, die wetgewing verwys glad nie na hoe die transaksie vir rekeningkundige doeleindes hanteer word nie, maar hierdie bedrag wat jy vir rekeningkundige doeleindes wys as nog nie verdien, ten opsigte waarvan daar sekere verpligtinge nog aan voldoen moet word, is waarskynlik 'n goeie aanduiding om te sê, maar wat is die verpligtinge wat nog uitstaande is, wat met hierdie bedrag verband hou, en hoeveel gaan dit jou kos om aan hierdie verpligtinge te voldoen? So wat is die kostes wat met dit verband hou? Miskien op daai punt, kom ons vat nog so 'n stapie verder terug. Wat doen artikel 24C regtig? Want dit gaan ook vir ons help om te bepaal watter kostes is dit dan nou eintlik waarna ons hier aan die kyk is, en hoeveel kostes. So artikel 24C, en as ek 'n Engelse term kan gebruik, dis 'n mooi beskrywende verduideliking van wat dit doen, is eintlik maar vir alle praktiese doeleindes 'n matching bepaling. Ek dink in Afrikaans sal mens waarskynlik sê 'n paringsbepaling. So as die persoon die inkomste ontvang en nog nie die kostes aangegaan het nie, en op daai inkomste belas moet word, dan as mens so 'n bietjie terugstaan, daar's 'n kommersiële transaksie, jy gaan die inkomste verdien, jy moet sekere kostes aangaan, en dit gaan vir jou die wins gee uit hierdie transaksie. Nou as jy die inkomste reeds verdien het, maar nog nie die kostes aangegaan het nie, al wat in jou belastingberekening sit is die inkomste. Jy het nog nie die ander been om tot by die wins te kom, en ideaal belas inkomstebelasting jou op winste, nie op inkomste nie. So as dit nie vir artikel 24C was, is jy op die inkomste sonder enige erkenning vir die kostes belas, en daarom nie op die wins nie. So wat artikel 24C eintlik poog om te doen, is om te sê, as die inkomste by jou belasbare inkomste ingesluit is, dan gee hierdie toelaag vir jou erkenning vir die kostes wat jy nog sal aangaan, om jou tot by die basies by die wins te bring, en jou slegs op die wins te belas. So dit sê ook vir ons waarskynlik dat jy kan nie noodwendig gaan sê al die inkomste wat jy ontvang het gaan gebruik word om toekomstige kostes te finansier nie, want daar is ook 'n winskomponent in hierdie inkomste wat jy nie gaan gebruik om kostes vir hierdie spesifieke kontrak noodwendig te finansier nie. So 24C probeer jou eintlik terugsit in die posisie waar jy sou gewees het as jy reeds hierdie kostes aangegaan het in die belastingjaar. Nou daar is heelwat kompleksiteite wat ons nou nie vandag aangeraak het nie, soos byvoorbeeld wat presies is hierdie kontrak in terme waarvan jy 'n bedrag ontvang en verpligtinge oploop. Kan dit een kontrak wees, kan dit meervoudige kontrakte wees. Daar's 'n hele paar hofsaake wat onlangs daaroor gegaan het. Daar's byvoorbeeld 'n kliksaak wat gegaan het oor die toepassing van 24C in die konteks van 'n loyaliteitsskema, of die ander saak wat ook hiermee gehandel het, was die Big G restaurante saak. So dis miskien goed waaroor ons in toekomstige episodes kan gesels, maar vir nou is dit waar ek graag wil stop vir vandag. So om miskien af te sluit, 24C lyk dalk na 'n eenvoudige bepaling, maar sodra ons 'n bietjie dieper begin grawe in wat die vereistes van hierdie bepaling is dit definitief nie die geval nie. Ek dink die tweede ding wat jy kan neem uit vandag se episode is dat die toepassing van artikel 24C is baie feitspesifiek. Dis nie noodwendig 'n generiese bepaling wat mens altyd dieselfde formule gaan gebruik om te gaan bepaal wat is die effek daarvan. En ek dink die laaste ding wat ek graag wil hê jy behoort of moet onthou uit wat ons vandag gesê het, is dat ek dink dit maak tog sin as jy 24C toepas, om so 'n stappie terug te vat en jouself af te vra, maar is dit wat die uitkoms wat jy bereik, is dit wat 24C konseptueel bedoel was om reg te kry? So met ander woorde, dat daar belasting gehef word op die winskomponent van die inkomste wat reeds ontvang is.
nie die idee is nie dat die bedrag glad nie belas moet word of dat jy op die inkomste belas moet word. So is mens bereik mens hierdie middeweg wat die wetgewing op gemik was. Dis al vir vandag se episode. Baie dankie dat jy geluister het. As jy die episode, as jy van hierdie potgooi gehou het, gaan sluit asseblief aan op die potgooi platform waarop jy luister en vertel asseblief al jou kollegas en vriende ook van die potgooi. As jy enige vrae het wat jy graag sou wil hê dat ek oorweeg in 'n toekomstige episode, jy is welkom om dit vir my te e-mail. My e-mailadres is in die notas onder op die potgooi episode. En miskien maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie potgooi is bedoel om belastingadvies te wees nie, en is ook nie bedoel om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.